Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, die Gees in die Sieltempel. Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? 1 Korintiërs hoofstuk 3 vers 16. Van ewigheid af was dit God se doel dat elke geskape wese, van die helder en heilige seraf tot die mens, 'n tempel vir die inwoning van die Skepper sou wees. As gevolg van sonde het die mensdom opgehou om 'n tempel vir God te wees. Verduister en besoedel deur die bose, het die hart van die mens nie meer die heerlikheid van die goddelike een geopenbaar nie. Maar deur die inkarnasie van die Seun van God, word die doel van die hemel vervul. God woon in die mensdom, en die reddende genade word die hart van die mens weer sy tempel. God het bedoel dat die tempel in Jerusalem 'n voortdurende getuie sou wees van die hoë bestemming wat vir elke siel oop is. Maar die Jode het nie die betekenis van die gebou wat hulle met soveel trots beskou het verstaan nie. Hulle het hulself nie as heilige tempels vir die goddelike Gees oorgegee nie. Die voorhoewe van die tempel in Jerusalem, gevul met die rumoer van onheilige handel, het altewaar die tempel van die hart verteenwoordig. Deur die tempel van die wêreldse kopers en verkopers te reinig, het Jesus sy sending aangekondig om die hart te reinig van die besoedeling van sonde, van die selfsugtige begeertes, die bose gewoontes wat die siel verderf. Geen mens kan uit homself die bose skare uitdryf wat die hart in besit geneem het nie. Slegs Christus kan die siel se tempel reinig, maar hy sal nie 'n ingang forceer nie. Hy kom nie in die hart soos in die tempel van ouds nie, maar hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe. Openbaring hoofstuk 3 vers 20. Hy sal kom, nie net vir een dag nie, want hy sê, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en hulle sal vir my 'n volk wees. 2 Korintiërs hoofstuk 6 vers 16. Sy teenwoordigheid sal die siel reinig en heilig, sodat dit 'n heilige tempel vir die Here kan wees, en 'n woning van God in die Gees. Efesiërs hoofstuk 2 vers 22. Die Here is meer gewillig om die Heilige Gees te gee aan diegene wat hom dien, as wat ouers is om goeie gawes aan hul kinders te gee.